Vriende, ons begin vandag met 'n preekreeks wat gaan oor die kerk. Ons gaan 5 Sondae spandeer aan hierdie tema van die kerk. Die kerk is die mense van Jesus, mense wat gesê het, ek volg hom, ek wil hom as Here van my lewe erken, en ek wil in sy koninkryk onder sy gesag lewe. Nou, 'n kerk en 'n huisgesin het geweldig baie ooreenkomste. Ek wil vinnig begin deur net iets oor 'n huisgesin te sê. 'n Huisgesin volg nie 'n program om gelukkig te wees nie. Ja, natuurlik beplan hulle soms dinge wat hulle gaan saam doen, wat alles ten doel het dat hulle, wanneer hulle dit saam doen, meer gelukkig met mekaar sal wees. Maar dit beteken nie dat elke ding wat hulle doen, word bepland gedoen nie. Beteken nie elke aksie wat hulle doen, word uitgewerk met daardie doel nie. Hulle is nie noodwendig 'n gesin omdat hulle dinge saam gedoen het nie. Hulle is nie gelukkig noodwendig omdat hulle iets saam gedoen het nie, want hulle kan ook ongelukkig wees as hulle soms iets saam doen. Almal hou nie van wat ons beplan nie. Die punt is eintlik maar net, hierdie is 'n groep mense wat op verskriklik baie maniere deel is van mekaar se lewe. Hulle aanvaar mekaar soort van onvoorwaardelik. Hulle gee om vir mekaar, hulle help mekaar, hulle huil saam met mekaar, hulle stel ander se geluk bo hulle eie. En in al hierdie aktiwiteite wat hulle saam doen, hoe hulle saam is, so is hulle huisgesin. Daarom kry jy nie huisgesinne wat sommer maklik dieselfde is as die bure nie. Elke gesin het hulle eie unieke gewoontes en leefstyl. En daarom kry jy hierdie unieke samestelling van gesinne ook. Nou, die kerk leef geweldig baie so. As ons wil vra, wat is die kerk, hoe moet die kerk wees en so aan, dan moet ons begin nie net met wat ons doen nie, maar met hierdie vraag, wie is ons as kerk? Dis ons vraag vir vandag, vir hierdie tema. Wie is ons as kerk? Ons identiteit, hoe definieer ons onsself? So, jy kan self daaroor dink, watter woord of woorde sou jy gebruik om die kerk mee te beskryf? Die ideale kerk volgens jou, wat Jesus se kerk is. Waaraan laat die kerk jou dink in een woord? Liefde, omgee, versorging, regstelling, kwaai wees en raas met mekaar. Jy kan aan enige woord dink wat vir jou sê, so moet 'n ware kerk wees. Maar kom ons kyk ook, wat het die Bybel ons geleer in Handelinge 2 wil ons lees vandag. Wat het die eerste gemeente gedoen? Nou hierdie mense het by mekaar gekom spontaan nadat Jesus gekruisig is en opgestaan het en hulle het net begin saam lewe. So ons lees vers 42, Handelinge 2. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van brood en gebede. 4 dinge. Almal is met ontzag vervul en het baie wonders en tekens is deur die apostels gedoen. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het met ander woorde gedeel in wat hulle besit het. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek. Hulle het aan huis die brood gebreek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte geniet. Hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg. So miskien verbaas dit jou. Hier word 'n klompie dinge beskryf wat hulle gedoen het. Ons sou kon sê, watter program het hulle gevolg? Hulle het 'n 4-ledige program gevolg, sou mens nou kan probeer sê. Hulle het gereeld Bybel gelees, hulle het gereeld saam geëet, hulle het van huis tot huis gegaan, saam gekuier, hulle het die tempel besoek. Dit kan klink asof hulle as gevolg van daardie dinge nou gesond was en suksesvol was. Maar eintlik was die programme relatief tot die rede waarom hulle dit gedoen het. Met ander woorde, ons beplan dinge, soos ons oor 'n gesin gesê het, ons beplan dinge om saam te wees en saam op 'n plek op te daag, maar wanneer ons daar kom, dan is dit wat ons doen met mekaar, hoe ons dit geniet met mekaar, die deurslaggewende. So dit gaan nie in die eerste plek oor die programme nie. Die programme is 'n uitvloeisel van ons saam wees. Ons vra, wie is ons? Handelinge 2 gee nie noodwendig die strategie nie, maar hy gee vir ons 'n prentjie van lewe. Hoe lyk dit? Hoe ervaar mense dit? Wat doen mense om so gelukkig met mekaar saam te lewe?
Hulle identiteit het hulle gevind in hoe hulle gedink het. Jesus vir hulle sê, wie is jy? Wat dink ek moet jy doen hier op aarde? Hoe moet jy leef? En eintlik het hulle Galasiërs 5, die vrug van die Gees, hierin uitgeleef. Hulle het spontaan gedoen wat hulle oortuig was, hulle moet doen teenoor hulle medemense. En dit het nou uitgeloop op hierdie maniere van doen. Kom ons kyk vlugtig daarna, omdat ek dit bietjie beter kan probeer verduidelik. Hulle sê in Handelinge 42, hulle het hulle hartig toegelê op 4 dinge. Die eerste een is die leer van die apostels. Ons kan nou ook sê in vandag se tyd die woord. So, die woord vir hulle was nie net 'n boek soos wat die Bybel vir ons 'n boek is nie. Ons het die boek Bybel wat ons deurlees en probeer uitvind wat daar staan, interpreteer wat daar staan en dit toepas. Nou hulle het die Ou Testament as 'n boek gehad, al die geskrifte, maar hulle het ook Jesus se woorde by hulle gehad en dan die apostels wat by Jesus gehoor het, wat hulle verder gelei het in hulle lewens. So hulle het nie net op kennis gefokus nie, maar hulle het geluister wat God sê, hulle het geleer daaruit en hulle het dit gehoorsaam, hulle het dit gaan doen, gaan toepas in hulle lewe. Die vraag wat ons het is, vorm God se woord nog ons denke? Is dit dalk net die opinies wat ons oor God se woord het, of is dit God wat deur sy woord vir ons leiding gee? Nou wil ek maar net hierdie opmerking maak. Hierdie is 'n baie belangrike een, want die interpretasie van die woord, om te onderskei tussen wat is waarlik God se woord en wat is dit wat ek dink God vir my sê, dit is geweldig belangrik. As gevolg van hierdie probleem van interpretasie, kry ons vandag soveel opinies oor die Bybel, oor sekere onderwerpe in die Bybel, oor sake in die wêreld, hoe moet ons ekonomie hanteer, hoe moet ons verhoudings hanteer. Dit alles het te maak met hoe ons lees, hoe ons verstaan en wat ons dan oordra. En ons het verskillende maniere van verstaan. Ons moet baie meer aandag gee aan hoe moet ons die woord van die Here hanteer. Ons moet gesamentlik sit en moeite doen om saam te lees, saam te luister. 'n Tweede punt wat hulle gedoen het, was hulle het gemeenskap met mekaar beleef. Hulle was nie net saam op 'n plek, 10 mense, 20 mense, 30 mense nie. Wanneer hulle so saam was as paar 10, 20, 30, het hulle in mekaar se lewens gedeel, hulle het mekaar se laste gedra. So die kerk is nie maar net 'n groep mense wat dieselfde plek besoek nie, maar dis mense wat aan mekaar behoort. Nou in ons dag en tyd kan ons maklik sê, as jy behoort jy aan 'n kerk, ja, ek is by Verlysig. So, jou kerk beteken vir jou, kerk is gelyk aan Verlysig. Dis die plek waartoe 'n kerk gaan, waar ek bywoon ensovoorts. Maar vir hierdie mense was dit nie so iets nie. Dit was mense wat aan mekaar behoort het. Hulle het hulle lewens met mekaar gedeel. Die derde ding, die breek van die brood. Dit verwys waarskynlik na beide nagmaal wat hulle saam gehou het by tye en dan ook gewone etes. So wanneer hulle aan tafel is, simbolies sê dit, almal wat hier sit is gelyk. Dis nie een beter as die ander of so nie. Almal van ons het genade ontvang. Almal van ons leef ook uit hierdie genade. Dis die genade van God wat ons by mekaar bring, wat ons hier saam laat geniet, wat ons hier, as ons hier weggaan, saam laat lewe. Die tafel is 'n simbool van die saamwees van mense wat dieselfde oortuigings deel en wat almal welkom is op daardie plek tussen daardie groep mense. Die gebede, die vierde ding, hulle het saam gebid. Dit klink nie asof hulle dit as 'n laaste opsie gebruik het nie, maar as 'n eerste reaksie. Andersom gesê, gebed was nie een van hulle programme, ons moet gereeld bid nie. Maar dis 'n teken van hulle afhanklikheid van God. Want as ons bid, sê ons, Here, ons is u mense. Ons wil leef volgens u voorskrifte in u koninkryk, nie ons voorskrifte in ons koninkryk nie. Ons is daarom afhanklik van u, lei ons, vertel ons, wys ons, wat moet ons doen, hoe ons dit moet doen, wat moet ons besluite wees, wat moet ons reaksies wees teenoor die dinge wat in die lewe gebeur. Dis 'n teken van groot afhanklikheid. Nou, wat sê dit vir ons? Hoe het hierdie mense nou gelewe? Hoe som ons dit op? Ons sien iets besonders. Hulle het gedeel wat hulle gehad het, hulle was gereeld saam, hulle het saam geëet, met blydskap saam gelewe en in eenvoud saam gelewe. Dit was nie vir hulle 'n ideale droom. Ons wens ons kan so lewe nie.
Dit was vir hulle 'n alternatiewe manier van leef. Dit was hulle leefstyl. Wat anders was as wat in die gewone samelewing gebeur het. Daarom was hulle ook so suksesvol en het hulle ander mense se lewens aangeraak. Ander mense het gewens hulle kon deel word van daai leefstyl, omdat hulle gesien het wat die gevolge van so 'n leefstyl was. So, hulle het basies iets gesê soos, as die wêreld vir jou sê, hou vas aan wat joune is, leef vir jouself, doen jou eie ding, sê die kerk, nee, alles wat ek het is 'n gawe, en dit deel ek met die grootste liefde en graagte met jou. Wat was die gevolg? Die gevolg sê vers 47, die Here het elke dag mense bygevoeg. Belangrik, dit lyk nie of hulle gefokus het op die groei nie, dit was nie hulle doel om uit te gaan en nog mense te gaan byvoeg nie. Hulle het gefokus op getrouheid in die leefstyl, en die gevolg was die groei. Wat beteken dit vir ons? Ons leef in 'n tyd waar dit maklik is om die kerk te reduseer tot programme en strukture en byeenkomste. Ons moet 'n groot klomp mense bymekaar kry wat nie van self bymekaar sommer kom nie, wat besig is in die week. So ons moet 'n mooi program hê waaraan hulle kan deelneem. Ons moet 'n struktuur hê waarin ons hulle versorg. Ons moet ons byeenkomste mooi beplan. Handelinge 2 wys, kerk is nie eintlik iets wat jy geweldig moet organiseer nie. Natuurlik, oral waar 2 mense bymekaar is, moet jy iets organiseer, want daai 2 mense moet kan saamwerk. Natuurlik is dit waar. Maar ek bedoel nou oor organiseer. Dit gaan nie oor die organisasie as sulks nie. Dit gaan oor die beoefening van 'n gemeenskapslewe. En dit organiseer ons om uiteindelik dit net te fasiliteer, hierdie gemeenskapslewe. 'n Eerlike vraag. Dink 'n bietjie, as iemand ons gemeente vir 'n maand sou dophou, wat sou hulle sê glo ons? Wat sou hulle sê is vir ons belangrik as hulle na ons woorde en ons dade kyk? Ons gemeente het 'n vraelys verlede jaar laat sirkuleer. Nie almal het deelgeneem aan dit nie, maar die uitslag van daardie vraelys het gesê, ons is eintlik 'n gemeente wat 'n baie goeie atmosfeer van gasvryheid en vriendelikheid het. Mense hou daarvan om by ons te kom kerk bywoon, ons kuier lekker saam, hier's 'n openheid. Dis 'n belangrike, uiters belangrike punt, voordeel vir die gemeente, want dit is 'n teken van ons het God se gasvryheid na ons kant toe beleef en ons eie gemaak en ons deel dit nou met mekaar. Wat wel ook deur die kultuurverslag gewys word is, ons slaag nie heeltemal om dit oor te skakel, om te verder te neem na, kan ons ook ander mense in hierdie gemeenskap van vriendelikheid inbring nie. So ons is teenoor onsself vriendelik, dis wat dit op neerkom. Maar ons nooi nie eintlik vreemdelinge om by ons te kom kuier nie. So daar's ergens nog 'n gaping, iets om oorbrug te word, sodat ons beide kan doen. As ons in hierdie preekreeks kyk na kerkwees en ons gemeente en onsself, dan wil ons julle graag uitdaag om praktyke daagliks te beoefen, praktyke wat ons lewens kan verander, want dis hoe ons gewoontes verander, deur nuwe dinge te doen, of spesifieke dinge te begin doen. So, die eerste uitnodiging wat ek vandag vir julle wil gee is, wil jy nie oorweeg om gereeld mense te nooi om saam met jou 'n diens te kom bywoon nie? As jy beleef dis 'n vriendelike gemeente, jy hoor die woord van die Here hier. Die kultuurverslag het ook gesê, mense stem dat ons daarom uit die woord uit preek en die woord getrou oordra. As dit is wat mense hier kan kry, waarom nooi jy nie 'n vriend of 'n vriendin, wat jy weet, nie op hierdie stadium eintlik by 'n gemeente inskakel nie? En kyk of hulle ook hierdie vriendelikheid sal waardeer en dalk langer hier wil bly nie. So dit gaan nie oor wat ons sê nie, dit gaan oor wat ons doen. Ons moet ons lewens sodanig verander, dat ons dit nie hoef te reguleer met programme en aksies nie, maar dat dit spontaan en opreg uit ons harte kom. En so sal ons ander mense raak sien. Watter praktyke moet ons weer ernstig opneem? Ek nooi jou, nooi iemand om saam met jou die erediens te kom bywoon. Wie is ons? Ons is nie 'n organisasie of 'n program of 'n gebou nie. Ons is 'n gemeenskap van mense wat saam leer leef in die teenwoordigheid van God.